Hore, ek wil net eers vinnig getuig en net sê baie dankie vir al die gebede verlede week toe die Here my gestuur het Mosambiek toe. Die Here is getrou. Hy stuur my na 'n plek toe waar niemand my taal verstaan nie, waar ek niemand verstaan nie. En ek het gevoel die vorige keer toe ek daar was, hulle volg menslike leringe. En die Here is so getrou. Hy raak die hele kerkraad, die pastoor en die gemeente aan, dat hulle daar en dan 'n besluit maak om vir Jesus en die woord van God, die Bybel te volg en nie meer menslike leringe nie. Alle eer aan hom. Vanoggend se woord is eintlik 'n getuienis. Die Here praat met my en dan moet ek dit deel. So 'n paar maande terug gaan doen ek 'n werkie by mense en dit reën die dag en hulle het 'n dubbelverdieping huis. Toe ek uitloop, die tweede trap van bo af, gly my voet en ek val. En ek het hard geval. Hier op my boutspier, dat dit so 'n knop is. En ek was swart tot amper in my knie, in die waai van my been. En ek het 'n gewoonte aangeleer wat iemand my jare terug gesê het. As ek wakker word in die nag, dan vra ek vir die Here, as U met my wil praat, gee my skrif. En ek weet hy werk met elke mens anders. Maar met my werk dit. En daai volgende oggend so by 2 uur word ek wakker. En ek sê, Here, as U met my wil praat, gee my skrif asseblief. En ek het so hard geval. Ek sê vir my vrou toe ek by die huis kom, dankie Here. Ek het instinktief gedraai en op my kant geval. As ek agtertoe geval het, my kop of my nek teen die skerp trappe, dan was ek nie vandag hier nie. Ek sou dood gewees het. En toe ek daai nag wakker word, en ek vra vir die Here om vir my skrif te gee, kom Romeine 8 vers 13 in my kop. En dit is nie 'n skrif wat ek ken nie. En ek gaan lees hom. En hy sê, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. En as hy vir my so gryp of my sê, André, as jy gister dood was daar, sou jy regtig by my gewees het? Of dink die mense maar net, jy is alright? Dis 'n vraag wat net ek kan antwoord. En ek voel ek moet dit deel, dis 'n vraag wat elkeen van ons vra. En net daar besef ek, daar is soveel dinge, soveel vleeslike goede, wat 'n mens geneig is net kant toe te skuif. Skuif dit net kant toe as jy gaan preek. Skuif dit kant toe as jy met iemand oor Jesus gaan praat. Die woord sê, hy sê nie skuif dit kant toe nie. Hy sê maak die werke van die vlees dood deur die Gees. En net daar het my lewe so verander. Ja, daar is nog goed wat ek kan werk. Daar is nog vleeslike goed wat ek deur die Gees beklei. Maar dit is 'n groot waarskuwing vir my gewees. Want jy weet, ons almal dink ons gaan nog vir altyd lewe. Wat as jou voet nou gly en jy slaan jou kop teen 'n trap en jy is dood? Waar gaan jy heen gaan? En so gee hy vir my skrif na skrif. En hy gee vir my 1 Korintiërs 15 vanaf vers 46. En hy sê die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike. Daarna die geestelike.
En ek verstaan uit hierdie stukkie dat ons is gebore in die vlees. En soos jy groter word en jy kan begin dink en begin ervaar, dan kan jy geestelik word. Die oomblik wanneer jy vir Jesus ontmoet. Hy sê die eerste mens was uit die aarde, is aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. Soos die hemelse mense is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Maar ek verklaar dit, broeders, dat vlees en bloed nie in die koninkryk van God kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. My boetie en my sussie, hy kom wys my hierso. Sê Andre, as jy in die vlees wil lewe, is daar nie 'n manier wat jy die ewigheid saam met jou Skepper gaan geniet nie. Want hy sê, die vleeslike kan nie in die hemel kom nie. Ek lees in 1 Johannes 2. Hy sê, moenie die wêreld lief hê en die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. My boetie en my sussie, hoeveel dinge in die wêreld is daar wat ek lief is voor? Hoeveel dinge is daar wat ek nie kan wag om by uit te kom, om te doen? Hy sê, moenie die wêreld lief hê nie. Hy sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë, is die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En toe ek hierdie lees, toe besef ek moet kies. Ek het 'n keuse om te maak. Niemand anders kan vir my kies nie. Die dag wanneer ek my laaste asem uitblaas, kan nie een van julle langs my kom staan en vir die Vader sê, hy was alright ou nie. Ek gaan alleen daar voor hom staan. So gaan elkeen van ons alleen verantwoording doen. Hy sê, die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Hierdie wêreld waar ons nou in lewe, my boetie en my sussie, gaan nie vir altyd hier wees nie. Dis 'n kort rukkie. Ek glo nie dat een van ons menslike breine kan in werklikheid verstaan hoe lank ewigheid is nie. Ewigheid is iets wat ons aan dink. Maar al word jy 100 jaar oud, is daai 100 jaar tussen my vingers in vergelyking met die ewigheid. En dis my keuse waar ek daai ewigheid wil spandeer. Ek lees in Galasiërs 5 vanaf vers 16. Hy sê, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. My boetie en my sussie, as jy 'n verhouding met jou Skepper het en jy word gevul met die Heilige Gees, hy sê, as jy deur die Gees wandel, dan sal jy nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Jy sien, dis vir my om te besluit of ek na die Gees wil lewe of na die vlees. Of ek die lekker van die vlees wil hê en eendag brand. En of ek die Gees in my wil hê en deur hom gelei word en vir ewig saam met Jesus spandeer. As jy van die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Maar as jy deur die Gees gelei word, dan is jy nie onder die wet nie. My boetie en my sussie, die vlees en die Gees begeer teen mekaar. Dit hang af wat jy in die meeste kos gee, wat jy in die meeste gaan groei.
as jy die vleeslik kos gee, dan gaan jou dit groei. Hoe meer jy die vlees kos gee, hoe meer groei die vlees. Hoe meer jy die gees kos gee, hoe sterker word jy in die gees. 2 Korintiërs 10, lees daar vanaf vers 3. Hy sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie teen die vlees nie. Jy sien, Paulus het besef dat ons almal is in die vlees, ons is vleeslik, as jy vat kan jy voel as iets. Hy sê, maar alhoewel hy deur die vlees lewe sy nie volgens die vlees nie. Hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. My boetie, my sussie, die wapens wat ons het, is alles in die woord van God. As jy daai woord volg, jy kry hom in jou hart, gaan jy elke dag die regte wapen hê, om die regte vyand te verslaan. Hy sê, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word, teen die kennis van God, en elke gedagte gevangen neem, tot gehoorsaamheid aan Christus. Jy sien, die duiwel is slim. Hy kom plant 'n saadjie in jou gedagtes. Hy gee vir jou 'n begeerte. En daai saadjie wat hy geplant het, is volgens die vlees. Dan begin die begeerlikhede, dan begin die begeer. Dink maar aan dit wat hy vir jou gesê het. En dis my keuse, of ek die vleeslik wil najag, of die vleeslik, geestelik. Hy sê in ons gereed om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. My boetie, my sussie, ons het die mag om daai gedagtes wat die vyand in ons plaas. Ons het die mag gekry. In Lukas 10 vers 19 gee Jesus vir ons die mag oor die krag van die vyand. Ons kan hom bestraf en ons kan daai gedagtes wat ons in die vlees wil verlei, kan ons deur die gees beveg, as jy die regte wapens het. Moet dit nie self alleen probeer doen nie. In die vlees gaan jy dit nie reg kry nie. Want Jakobus 1 vanaf vers 13 sê hy, laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie deur die kwaad versoek word nie, en self versoek hy ook niemand nie. Jy sien, my boetie, my sussie, dis die vyand wat die versoeking oor jou bring. En dis my en jou keuse, of ons wil val daarvoor, en of ons wil sterk staan, of ons dit wil beveg. Want hy sê, God versoek jou nie. Hy sê, maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Hoe maklik gebeur dit nie? Hoe maklik is dit nie om op 'n Sondagoggend op te staan, en eerder te begeer om te gaan visvang, as om te kom luister na die woord van die Here wat hier uitgaan nie. Jy sien, dan word ek weggesleep hier van die kerk af. Ek word verlok. As jy daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Jy sien, my boetie en my sussie, as ek daar verlei is, in plaas van om kerk toe te gaan, boot gaan sit en visvang, dan is dit mos lekker om 'n koue bier oop te maak. En as ek my weer kry, is ek so ver van die Here af, dat dit vir my voel of ek nooit kan terugkeer nie. Want ek gee aandag aan die vleeslike, nie aan die geestelike nie. Dan sê hy, moenie dwaal nie, my geliefde broeders.
En dit is baie maklik om te dwaal in vandag se lewe. In 2 Timoteus 3 vanaf vers 2 sê hy, want die mense sal liefhebbers van hulself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. My boetie, my sussie, dit wat ek hier gelees het, klink dit nie bekend nie. Klink dit nie soos die wêreld waarin ons lewe nie. Hy sê ons word meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Want jy sien, ons word deur die vlees verlei en mislei. En dan kan ons nie deur die gees lewe nie. Want hy sê die twee staan teenoor mekaar en die een beklei teen die ander een. Hy sê mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het, keer hy ook van hierdie mense af. Jy sien my boetie en my sussie, toe ek hierdie lees, toe besef ek, dis nie net my eie werkies van die vlees wat ek moet doodmaak nie. Ek moet ook sekere verhoudings moet ek doodmaak. Want menslike verhoudings is of tot stigting of tot afbreek. Dis een van die twee. Daar's nie middelweg nie. Dit het of 'n goeie invloed op jou lewe of 'n slegte invloed. En ek het tot die besef gekom dat dis nie net my werkies nie. Dis nie te sê ek moenie vir daai mense die waarheid vertel nie. Maar jy sien, as jy hulle die waarheid vertel en jy probeer hulle by Jesus uitkom en daar gebeur niks nie. My boetie en my sussie, hy sê keer jou van sulke mense af. Enige iets wat jou in die vlees kan verlei en mislei, behoort nie in jou lewe of in my lewe nie. Ek lees in 2 Johannes 1. Hy sê elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Hy sê, want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Dis harde woorde. Maar my boetie en my sussie, as iemand nie saam met jou stem oor wat jy glo, as hy nie saam met jou stem oor jou geestelike verhouding met jou lewende Skepper, dan behoort daai persoon nie in jou lewe nie. Dis harde woorde en mense kan vir my stry. Mense kan vir my verskil. Maar as iemand jou in die vlees aftrek, of deur die vlees aftrek, uit die geestelike wêreld uit, dan behoort daai persoon nie in jou lewe nie. Want jy sien, soos ek dit sien, 'n sterk persoonlikheid wat hier is. En iemand wat vriende word in jou lewe inkom. Party mense kan nie geestelik op dieselfde vlak as jy kom nie, omdat hulle nie in die gees lewe nie, hulle is in die vlees. So wat gaan gebeur? As hy hier is, gaan hy jou aftrek in die vlees in. My boetie en my sussie, soos ek sê, ons moet probeer om daai mense by die Here uit te kry. Maar as jy dit nie reg kry nie, is dit tyd om bande te sny. Ek lees in 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16. Sê daarom gee ons nie moed op nie. Maar al vergaan die uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe.
Jy sien my boetie, my sussie, elke oggend as jy opstaan. Die eerste ding wat jy behoort te doen, wat ek behoort te doen, is om dankie te sê dat ek nog 'n dag gespaar is en tyd te spandeer met die een wat gesorg het dat ek hier op aarde is. My eerste prioriteit is om daai verhouding so te hou dat die vyand my nie kan aftrek in die vlees nie. As jy wat ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge ewig. Dis my keuse waar ek die ewigheid wil spandeer. Dis my keuse of ek my tyd, my geld, my energie op die sigbare, die aardse goed wil spandeer, of op die onsigbare, dit wat ons nie kan sien nie, dit wat ons kan voel, wat ons in die hart kry, ons verhouding met ons lewende Skepper. En ek lees in 1 Johannes 2 vanaf vers 24. Hy sê, wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en die Vader bly. En dit is die belofte wat ons beloof het, naamlik die ewige lewe. My boetie en my sussie, hoeveel keer hoor ons wat die woord van God vir ons sê, deur wie ook al dit vir ons sê, of ons dit self lees, en of die pastoor dit Sondag hier kom vir ons vertel, of vir iemand anders gebruik om dit vir ons te vertel. Hoeveel keer hoor ons dit? En wat doen ons daaromtrent? Jy sien, hy sê, as jy van die begin af gehoor het, moet dit in jou bly. Ons mense is so geneig om hier te sit, Sondag vir Sondag, te hoor, daar uit te loop, en te vergeet, wat God vir ons wou gesê het. As jy dit moet in ons bly. So elke woord wat ons hoor, moet ons insluk, moet in ons bly, dat ons kan uitgaan en 'n verskil gaan maak daar buite. In 2 Petrus 2, ek lees van vers 20, as jy, want as hulle, nadat hulle die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus, die besmetting van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Jy sien my boetie en my sussie, ek was daar. Ek het my hart vir die Here gegee. Ek het gedink, ek is op die regte plek. Totdat ek myself amper doodval. En toe besef ek, dis nie waar ek behoort te wees nie. Hy sê, jy wat terugval, is erger. Dit gaan erger vir jou wees, want jy het die waarheid geken. Hy sê, want dit sou vir hulle beter wees, as hulle die weg van geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat nou oorgelewer is. Hy sê, maar oor hulle het gekom, wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie braaksel, en die gewaste sog, om in die modder te rol. My boetie en my sussie, ons hoor die waarheid. Wat doen ons daarmee? As ek soos 'n sog wat gewas is, en as jy die hekkie oopmaak, sy reguit na die modder toe. Want 'n vark hou van modder. Jy sien, party van ons is net so. Die woord kom was ons skoon. Maar die oomblik as ons hier uitstap, dan hardloop ons terug na die modder toe. En weer eens praat ek met myself harder as met enigiemand anders. In Romeine 13, vanaf vers 12, die nag het ver gevorder en is amper dag.
Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid nie, nie in twis en neidigheid nie. As jy maar bekleed julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. My boetie en sussie, oor en oor en oor, kom waarsku die woord vir my. Pas op vir die vlees. Hy sê, bekleed jou met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Ons moet nie die vleeslike probeer bevredig nie. Want vir altyd is 'n lang tyd. Ek lees in Hebreërs 10 vers 26. Hy sê, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstander sal verteer. My boetie en my sussie, ons almal het die kennis van die waarheid ontvang. Almal van ons weet wat reg is. Wat doen ons daaromtrent? Jy sien, as jy die kennis van die waarheid ontvang het en jy skuif dit op sy. Jy maak nie daai werke dood nie, skuif dit net bietjie kant toe. Bly daar vir ons nie meer hoop oor nie. My boetie en my sussie, hierdie skrif het my wakker gemaak. Want jy sien, ek het die kennis van die waarheid ontvang. Maar is te maklik om in die wêreld terug te dwaal. Om na die vleeslike begeertes toe te hardloop. En nie geestelik te konnekteer met die lewende God wat ons almal gemaak het nie. Jakobus 4 vers 4 sê, egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld is, word 'n vyand van God. My boetie en my sussie, dis ons keuse vanmôre om te besluit, is ons 'n vriend van die wêreld of 'n vriend van God? Jy sien, as jy 'n vriend van die wêreld is, word jy 'n vyand van God. En ek wil nie 'n vyand van God wees nie. Want ek is die een wat gaan tweede kom. Hierdie woorde is woorde wat ons almal ernstig aan moet dink. Ons moet kies. Vriendskap van die wêreld wat vyandskap teen God is. Of ons moet eerder die ander rigting kies. En God aan ons kant kry. En ons aan God se kant. 2 Korintiërs 5 vers 16. Ons ken dus van nou af niemand meer deur die vlees nie. Al het ons ook Christus na die vlees geken. Nou ken ons hom tog nie meer so nie. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit is alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. My boetie en my sussie, ons almal is nuwe skepsels. Ons almal, die oomblik wat jy vir Jesus aanneem en jy besluit om die ou lewe af te lê, om daai vleeslike lewe agter te los en geestelik te lewe,
Jesus as uw enigste verlosser en saligmaker aanvaar. Dis die enigste manier hoe ons in die ewigheid saam met hom gaan wees. Efesiërs 4 sê hy vir ons vanaf vers 20, maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en dat julle met 'n nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. My boetie en my sussie, die Here wil vir ons sê vanoggend, ons het 'n besluit om te maak. Wil ons die ou mens agterlaat en 'n nuwe mens in Jesus opstaan? Dis 'n keuse wat niemand vir jou kan maak nie. Dis 'n keuse wat jy net self kan maak. Galasiërs 2 vers 20 sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in sy seun, in die seun van God wat my lief gehad het en hy homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. My boetie en my sussie, dis ons keuse vanmôre, of ons vandag 'n nuwe begin wil maak, of ons die werke van die vlees wil doodmaak deur die gees. Ek het in die week met pastoor gesels en ek sê vir hom, ek het 'n gevoel dat ons moet water in die doopbad sit vanmôre. En as daar enige iemand is wat vandag besluit om 'n nuwe begin te maak, is hulle welkom om na die diens te kom. Dat ons dit op die regte manier doen. Dat jy as 'n nuwe skepsel in Christus opstaan. En ek weet dat die Here vir my gewys het, daar is mense wat 'n nuwe begin wil maak en gedoop wil word. In die uitnodiging staan daar, ons sal na die diens, kan ons dit doen, die water is warm, is nie koud nie. Ek wil vanmôre net vir julle hierdie gedeel het. Ek weet, dit klink asof soos 'n kwaai onderwyser wat hier voor staan. Maar my boetie en my sussie, dis 'n ernstige saak hierdie. Dis nie 'n saak om ligtelik op te neem nie. Dis my en jou ewigheid wat ingedrang is hierso. Dis my keuse of ek dit wat ek hoor wil inneem en begin dit leef, en of ek myself wil laat vul deur die Heilige Gees, dat ek die werke van die vlees daardeur kan doodmaak. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sê jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. As daar enige iemand is wat gebed nodig het, ons gaan nog 'n liedjie sing en kom gerus vorentoe en dan bid ons saam.